Welkom by nog 'n episode van The Eagle. Laasweek het ons lekker gesels met Daniel Martinez, of Michiel soos hy wil genoem wees. Hierdie week praat ons met 'n interessante persoon, 'n man wat diep spore getrap het in die gemeenskap. Hy sit deesdae op verskillende portefeuilles, maar hy bly nog nederig en dit is so belangrik om nederig te bly. Niemand anders. Hy's 'n gesoute man. 'n Man wat baie praat soms, maar hy luister ook fyn. Hy is so 'n interessante hondjie, ons gaan later oor die hondjie gesels ons aangaan met die episode. Niemand anders as Willie Small. Welkom by die stel, Willie. Goeiemiddag, goeiemôre, hoe laat is dit nou? Ja, is môre. Goeiemôre, meneer Veldsmann. Ja, is lekker om hier te wees. Ja, dankie vir die geleentheid om hier te wees. Ons gaan nie oor die hondjie praat nie, né? Gaan ons oor die hondjie praat. Baie belangrike hondjie wat hy het. Lang gevat om hier te kry, maar uiteindelik is jy hier. Ek wil nie vandag praat oor Willie Small, die advokaat nie. Ek wil nie praat oor Willie Small, die voormalige visiepresident. Baie ken jou voormalige visiepresident van die Boland Rugby. Baie ken jou as 'n voormalige CEO in SVD, sowel as Boland Rugby. Ek wil eers begin by Willie Small, die maatskaplike werker. Want dink baie vergeet daai punt dat Willie Small is 'n maatskaplike werker, was eerste in sy beroep, het jy daar begin. Vertel ons, hoekom toe maatskaplike werk? Ja, hy vat my nog weer terug geduld. So ja, ek, soos baie nou al weet al, ek is mos nog maar van die plaas. Ek is nog van Rooidraai Koplande plaas. En ek vertel altyd vir mense dat, as jy nou kyk na ons opgroei op die plaas, die moeilike omstandighede, maatskaplike omstandighede, alkohol en dwelmmisbruik en baie dinge, dan sit jy daar in jou eensaamheid en jy dink en jy sê vir jouself, wat wil ek met my lewe maak? Jy wil graag iets maak met jou lewe, maar kyk in daai jare, ek het matriek gedoen, nog ek my ouderdom weg in 87. Volgens 40 jaar, ek is nog 45. Ek is nog 45 jaar oud. Maar daai jare was die beroepskeuses moes beperk gewees. Kyk, ons mense kon net dominees raak, maatskaplike werkers, onderwysers raak. Dit moes beperkte beroepskeuses. So, ek het gedink, okay, nee, ek wil nou nie onderwyser raak nie. Kwalifiseer nie om 'n predikant te raak vir 'n dominee te leer nie. En ek kies toe om maatskaplike werk te gaan doen. Om iets te doen met my eie lewe en ook om 'n verskil te maak in mense se lewens, veral as ek kyk na omstandighede van mense op die plaas. En toe het ek myself ingeskryf, die hulp ook van die kerk wat finansiëel bygedra het. My ma ook gepraat daaroor. En toe skryf ek my in vir maatskaplike werkers by Minnie Hofmeer College, destyds te Minnie Hofmeer College in Woester. So is die eerste keer wat ek toe uit Wellington uit gaan Woester, oor die berg gaan. Deur die tonnel ry. Nee, ons oor die berg gery het, meneer. Is oor die berg die tonnel later gekom. Okay. En toe gaan skryf ons my in vir 'n 4 jaar kursus in maatskaplike werk, 'n diploma in maatskaplike werk. En ja, eintlik 'n eye-opening experience vir my gewees. Ek het baie van myself ontdek. Baie goed in jouself, wat jy moes nou dink ek is okay. Maar as jy nou in maatskaplike werk studeer en sielkunde wat jy studeer, sosiologie en allerlei vakke wat jy nou doen, dan ontdek jy eintlik die persoon wie jy eintlik is, jou tekortkominge en 'n paar goed in jou lewe wat jy nou ontdek, die omstandighede waar jy groot raak en jy sê vir jouself, I need to be better than my circumstances. En dit verskriklik baie vir my beteken, vir my hele vormingsjare. En ook toe ek in die beroep toegelaat word. Net met die intention to make a difference in the life of others. Kinders, ouer persone, jeug. So ek het maar begin met die kinder en jeug area in die maatskaplike werk, maar dit was vir my experience wat ek vir baie lank, die res van my lewe sal ek onthou. Wat die opleiding in maatskaplike werk vir my beteken in terme van my persoonlike ontwikkeling en ook ander kon help en bydra lewer met mense wat in moeilike omstandighede groot raak. Is amazing as 'n mens kyk dat jy praat nou, jy ontdek jouself te studeer. Jou maatskaplike werk, besef jy daar's innerlike goed daai wat ook blootgestel word en wat uitkom na buite toe. Want is wanneer jy so sielkundig, soos jy sê, in sosiologie doen, besef jy daar's 'n paar goed. En ek wil op die punt kom vir jou te vra, jou kom vandaan. Baie sien nou die sukses. Maar hulle ken nie die moeilike tye nie. Hulle ken nie die trane, hulle ken nie Willie nou, and people will judge you by appearance. Maar die innerlike Willie, hulle ken nie daai persoon nie. Ja, dit is so, ek sê altyd vir mense,
is baie moeilik om van jouself te praat. En die moeilike tyd, die struggle periode, wanneer jy, en I mean, you can relate a lot to that, waar jy op die plaas groot raak, waar daar baie min is van niks. Jy weet, jy dra tweedehandse klere wat jou ma, my ma was 'n huishulp, so die klere wat die persoon by ma voor gewerk het, se kinders nie meer dra nie, dit kom na ons toe, jy weet. Jy kry nie nuwe klere nie, jy kry al die tweedehandse klere. As jy 'n nuwe ding kry, as dit soos in Kersfees Kersfees in July. Plaas is Kersfees in July. En jy weet, en ook in terme van daar's niks om te eet nie. Jy weet, as jy by die skool uitkom, as jy 'n droë broodjie kan kry, dan is jy gelukkig. 'n Stukkie droë brood met 'n glas koppie water. Yes. Het so baie van hy experience. En dit is eintlik interessant as ek nou 'n bietjie terugkyk in my lewe, hoe baie van hy goed wat nie goed afgegaan het, hoe jy hy goed blok uit jou stelsel uit. Jy wil nie die mind aan die swaar kry tye in jou lewe. Hoe dit moeilik gegaan het, hoe jy gestap het van die plaas af 6 kilometer in skool toe en terug, en baie keer daar's toe later 'n bus, jy weet die bus daag jy op en dan slaan jy maar voet, dan stap jy maar. En hoe hy soms in die warmte gestap het, jy weet, die son in Wellington raak mos warm. Hy stap op hy pad huis toe, en dan my ma is ook 'n reël gewees. Sekere tye, veral as dit parstyd is. Ja. Kyk, as jy by die huis gekom het, jy sit jou sak neer, jy trek vir jou uit, as dit Parsland toe. Sê my ma ook, kyk, jou pa kan nie alleen werkie van 'n stuk werk. Yes. Die aantal drywe, mandjies wat jy nou op, as die kaartjie word mos geknip, man. Jy weet, so hy kaartjie vol is, kom jy moela mos in. Yes. So dit was baie interessante experience. Op daai stadium het jy gedoen wat jy moes doen, want dis wat jou ouers van jou verwag het. Jy probeer ook om die inkomste, want die mense moes nog min geld verdien op die plase. En die een ding wat vir my altyd sal byval is die dopstelsel. Kyk, die dopstelsel, kyk, om te werk op die plaas, en dan is jy, daar was 'n gebruik gewees voor die manne ingeval het, né? Ek kan mooi onthou, het staan hulle so 'n lyn staan daar voor die wynkelder. So. Dan kry hulle dop wyn. En dan sekere tye in die middag, hang af natuurlik hoe hulle werk, en in die aande. So dit was 'n manier van vergoeding ook, en maar dit ook middelafhanklik. My pa ook was 'n alkoholist, jy weet, my soul rest in peace. Maar dan sê jy vir jouself, joh, situasies soos daai, waar jou ouers, jou pa, jy weet, en vele ander, ons kan sien wat die drank veroorsaak het op die plaas, maar dat die boer voortgegaan het to compensate people, om mense te betaal met 'n dopstelsel. And you were exposed to that, né? And you say to yourself, I know I'm better than this. Ek moet uit die omstandighede, I need to come out of the circumstances. En ja, moeilike tye beslis. So jy vat ons diep terug, want ons kan baie relate met waarvan af ons kom vandaan. Ons kom vandaan is so belangrik, want die dopstelsel het gemaak dat hulle vir my vergeet om skool toe te stuur, as gevolg van te veel drink, en jy sê nou jou pa het 'n alkoholist op 'n einde van die dag geword, en dit was amper soos forces wat hulle het dit aangesteek, man, dat dit moet gebeur, maar dit het nie vir jou teruggesit nie. Dit het nie vir jou teruggesit in die familie om te kyk na jou huishouding, om te sê, maar ek kan beter as dit doen. Ek wil bo my omstandighede uitstyg. Hoe was jou verhouding met jou ma in daai tyd om te sê, maar ek as Willie wil graag social work gaan studeer? Ja, ek moet veel sê, my ma was eintlik nog maar die een wat die huishouding gedaan het, gegee van my pa se situasie. So my ma was baie streng geweest. Sy was so dissiplineer. Sy het ons goed pak gegee. Was hard op ons, die dissipline was hard ingedryf. So die een ding van my ma wat ek verskriklik appreciate, en dit nog steeds, as ek nou reflekteer daaroor, sy het vir ons gesê, jy hoef nie skool toe te gaan nie. Jy kan nie, as jy maak jou wakker soggens, jy hoef nie skool toe te gaan nie. Die keuse is joune. As jy iets van jou lewe wil maak, dan weet jy wat is die regte ding om te doen. So behalwe die harde benadering wat sy gehad het, she allowed us to decide for yourself. And then you reflect and you decide, luister, is dit wat ek met my lewe wil doen? As ek kyk situasie op die plaas, my pa, etc. En dan staan jy op. Kry jy gereed vir skool, en alles hoe moeilik is, hoe koud, jy gaan nou stap skool toe, jy weet. Maar hy swaar rugsak moet jy nou hier 3-6 kilometers moet jy nou stap. So my ma was verskriklik ondersteunend in hy opsig. En sy wou net die beste vir haar kinders gehad. So
So toe ek nog vir my ma sê, kyk, ek wil nog gaan studeer, she support me to the whole process. Sy het gesê, my kind, dit is die regte ding om te doen. If you want to improve yourself, dit is die regte ding om te doen. Ingeskrywe in die hul, my ma het nie baie geld gehad, maar ek weet ek het my sakgeldjie gekry. My sakgeldjie het ek gekry, en dit baie gehelp om te weet, jou ma is daar om jou te ondersteun. En dit is vir my eintlik 'n great experience, om te weet jou ma is in jou korner. Baie belangrik en vandag se kinders moet jy 10 keer roep voor jy opstaan. Of dan hulle sê jy staan op is waar. of jy lê. Paar keer. Ja, en dan is dit ook belangrik dat ek sal altyd terugdink, ons moes nog hout gat maak het ook na skool. Ja, nee, ons behalwe pars moet jy gaan sodat we na nee, die kraan het buite gestaan. Yes. Kyk, daar was die spoeltoilet en daar was nie water in die huis nie. Die kraan het buite gestaan, so ja, ek het beet gekry. Om my emmer te gaan volmaak by die buitekraan en hout ook. Jy moes gaan hout kap het. En dan was nou nie elektrische stoof nie, dit was 'n koolstoof, jy weet. So moes jy hout maak. So al daai goed, dit was deel van jou verpligting. Jy het nie keuse gehad nie, maar het seker gemaak. Elkeen kry 'n beurt om water te loop lobaal en om hout te maak. So dit het gehelp in die vorming van jou, jy weet. Yes. En dis nog vandag ek sien hoe gemaklik ons kinders is. Jy kan hulle niks vra, jy kan nie hulle vra om skottelgoed te was nie. En dis 'n groot storie. Why must I do dishes? Yes. Want jy het geleer, jy weet, dit is jou plig en dis kom dit vir my so belangrik is om vir my kinders te sê en vir kinders in die algemeen te sê, appreciate what you have now. Want jy ons as ouers het dit nie gehad nie. Ons het op 'n harde manier, maar dit het ons gevorm vir die persone en die mense wat ons vandag is. En as ek terugkyk, we are not perfect. We made a lot of mistakes. Ek het baie foute in my lewe gemaak. En as ek terugkyk oor die redes hoekom ek die foute gemaak het en ook geleer het van die foute wat ek gemaak het, dan kan ek net vir ander sê en my kinders sê, probeer net jou beste en probeer net waardering toon vir wat ander doen, wat ouers vir jou doen. En niks is gemaklik, niks is verniet in die lewe nie. Alles kos effort en kos geld so. Maar ons kinders is moeilik om my boodskappe te oordra. Dis hoekom ek maak 'n punt daarvan Kersfeestyd. Dan gaan ek terug na die plaas toe waar ek vanaf kom. Yes. En dan gaan Kersgeskenkies vir die kinders dink vat my kinders saam. Om vir hulle te wys dis die omstandighede waarbinne jou pa groot geraak het. And the one thing you can do is to show appreciation and to give back to your communities. En dit sit wel, as ek elke keer as terugkom dan reflekteer hulle, dit het jy gesien. Die ene en daai ene, die omstandighede. So that for me is it's a learning to, om jou kinders nie heeltemal dat hulle weet waar jy kom vandaan is, maar vanaf kom jy. Yes. En hulle kan relate met dit en sê wat jou pa vandag is en wat hy vandag bereik, het nie die lig uitgeval nie. Het kom deur hierdie hardship en deur harde werk en baie opoffering en jy weet die Here in dit alles is eintlik vir my die key waaroor dit mee gaan. I would have accomplished nothing. As dit was vir die Vader, die Here se hulp en sy leiding en genade in my lewe, I would have been nothing today. Yes. Nothing at all. Jy was 'n kragtige ouderling of 'n diaken, dit is goed bietjie ouer bra. Beide. Jy was 'n ouderling was ek het my afvol gestaan, hoor. Jy kon nie mic vat. Nee, ek het 'n baie interessante jare gehad binne die kerk vir die VGK kerk, waar maak as hulle bo vlei. Ek was ouderling gewees, ek was diaken gewees, jeugleier gewees. Hy was alles deel van my vormingsjare om op die plase uit te gaan en bedienings te gaan hou. Ek het die openlig bediening. Hy was my highlight. Kyk, as ek gesê het, met hy paar woorde staan ek klaar. Gejuig maar. Is wat gejuig. Hy soet bly toe die flap vir jou. Jo, meneer, jy loop aan die bytjies op en staan so. Maar hoe belangrik was die geestelike fondasie? Ek dink ons kan vandag lekker gesels, kan lag daaroor, maar die belangrikheid dat ons geestelike fondasie moes reg gewees het. En hoe belangrik was daai vir jou? Ja, toe ek in die jaar na matriek het ek my hart vir die Here gegee en toe ek college toe gaan. Ek was ook een van die leiers by die VCS. Daai was eintlik my vormingsjare. Jy weet, ek het gegaan Woester toe, nie veel geweet nie, geestelik as ek maar nog 'n groentjie gewees. Maar my tyd in die VCS het my verskriklik baie beteken. Jy weet, hy kampe wat ons gedoen het, ek weet my eerste jeugkamp was in Jeffreys Bay gewees by VCS. Ja, en by hy plek in Ceres in die berge. Yes. Volvo Kloof. Yes. Kyk in die port, al die kampplekke. Ja, dit was 'n great experience, maar hy het my eintlik gevorm as 'n leier en as 'n Christen. En jy weet, die Bybelstudie sessies wat ons gehad het as studente saam, die gebedsessies, die worship nights. Ja. En ook besoek aan die kerke daar in Woester,
Ek was by die kinderbond betrokke. Dit was elke maatskaplike student Yes. moes 'n spesifieke gedeelte van die kerk doen. So ek het by die kinderbond betrokke geraak. En het hy die grondslag vir my gelê en so my geestelike verdieping in daai tyd was het my gedra. Weet toe my ouers skei daai tyd, toe ek self geskei het, elke keer het teruggeval op die grondslag, die fondasie wat die Here vir jou doen, wat die Here vir jou beteken. En dit is so belangrik dat 'n mens openlik kan gesels om te sê al het ek geval. Maak nie saak hoe ek geval het, dit maak staat hoe ek opstaan. Ja. Want ek dink elke mens moet ook daai weet, jy moet kan opstaan na elke mislukking. Want ons leer uit ons foute uit. Ons kom agter soms as ek sê altyd ek soek iemand wat foutloos is. Wys my daai persoon. Want ons leer daaruit en ons word gevorm ook deur ons foute. Ja. Want ek is lief om te sê wenner is nie bang om foute te maak nie. Absoluut. En wenners doen wat elke dag gedoen moet word. Ja. Daai is woorde wat saam met my gebly deur my laerskoolonderwyser. Kom ons gesels gou, jy bly 'n mentor vir my vanaf uit rugbykringe uit. Hy luister jy altyd vir my? Ja, ek luister, so half luister ek. En ek dink is 2010, 2011, daar rond 9 by Bonnievale United, wat jy my onder jou vlek gevat het in terme van mentorskap, in terme van rugby. Maar dit het nie gegaan oor rugby nie, maar het gegaan ook oor die community development en die social work. Hoe kom ons na mekaar toe? En daai rol wat jy tot vandag toe speel en as ons vandag terugkyk, as ons stories sê, daar kom as comparison met die stories, want ons ken mekaar, so kom van dan, hoe belangrik is dit vir mense om 'n goeie mentor te hê? Ja, sure. Geduld, weet jy, daar is een aspek van die lewe wat ek verskriklik belangrik ag. As jy nou kyk, as ek nou vertel waar ek vanaf kom, jy weet, daar is nie regtig rolmodelle nie. People het die kinderen relate toe nie. En in vandag se tyd is dit ook maar 'n soeke na goeie rolmodelle in ons gemeenskap. En dit gekoppel met mentorskap. En toe ek en jy mekaar ontmoet het in die dark days van rugby politiek. Yes. En ek interessant hoe ons mekaar ontmoet het, as ek nou mooi daaraan dink. En hoe baie jy vir my beteken het. En hoe ek vir myself gesê het, kyk, ek sien die talent en die leierskappotensiaal in 'n Geduld Veldsmann. Weet, ons het vandag het ons maar geklik met mekaar. Jy weet, ons het baie goeie tye gehad met die konsepte en die planne en die goed. Die lot. Ons het baie gesprekke gehad. Maar ek kan dit vandag sê, dis eintlik dis God se plan en God se wil gewees om dit ons baie kon kry, maar vandag af het ons gerelate met mekaar en hy connection wat ons 2010 hè, wat ja, daarom 2010. Het 2008 in SWD gekom, 2008 gewees, daai tyd gewees. En die onmin in die rugby en SWD en hoe jy as 'n leier in hy klub, hoe jy my gesupport het en hoe ons vriendskap daar ontwikkel het en hoe ek gesê het, vader, maar die jong man het baie potensiaal, jong. Ek moet hom hier in my kant hou. Yes. Die mentorskap fase wat ons deurgegaan het, wat die pad wat ons saamgestap het, dis eintlik amazing. En ek is net baie dankbaar dat ons kan leer uit mekaar. Ons praat omtrent elke dag met mekaar, maar mentorskap is belangrik. So as ek weet, kyk, ek het 'n issue nou, bel ek jou. Yes. Jy het 'n issue, jy bel my. So ons we relate with one another because our upbringing is more or less the same. So ons weet, vandag is 'n lekker dag, jy weet, dan kan ek jou bel en sê, Geduld, nee, ek sukkel vandag, man. Jy phone my en sê, hey, ek sukkel. Yes. En is iemand wat jy kan vertrou. Weet, vandag, vertrou is 'n groot ding, jong. Ja. Trust is en hy sê, you must earn trust. En veral as jy kom met die rugby wêreld wat vertroue maar 'n groot uitdaging is. Maar as jy kan 'n mentor, 'n persoon in jou space het by wie jy kan relate en kan vertrou, maak 'n groot verskil om net af te pak en te weet wat ek vir jou sê, it's confidential en dis my persoonlike goed wat ek met jou deel, jy deel jou persoonlik en ek kan vir jou leiding gee en sê, Geduld, moenie haar links gaan, jy gaan hier regs wees. Ja. En dat die Here ook net vir ons kan die wysheid gee en die insig gee om mekaar te ondersteun en te lei is vir my is fenomenaal en beteken verskriklik baie vir my. En baie weet nie, jy speel 'n groot rol in my professionele beroep waar ek vandag is. Baie weet nie dat ek sal met jou incheck, baie weet nie as ek werkuitdagings het, ek praat saam met jou van jy is die enigste een wat sal kyk, jy's in arbeidswette en vir my is dit makliker om saam met jou te gesels in terme van dit ook om te sê, ek dink jy's deur elke journey, elke pos, elke interview, moet ek eens incheck by jou, hoe gaan ek hier maak, en net hy oor om te luister, om te guide. Ja, net is so, ja. Kyk, ek is nog maar baie langer in die lewe as wat jy is. So, is goed om te weet dat jy, wanneer jy
So jy terecht sê vir my bel en sê ek moet môre gaan vir 'n interview. Of ek het nou die job offer gekry. Dan bel jy my, dan vra jy vir my, wat dink jy jong, moet ek dit vat of moet ek dit nie vat nie? En net vir my om te kan, vir jou te kan adviseer, om vir jou te kan sê, geduld dat jy nou hierna gekyk. Wat is die opsies rondom dit? En daar is maar hoe ons mekaar lig en hoe ons mekaar ondersteun en 'n verskil in mekaar se lewens maak. En ek is dankbaar dat die Here ook vir my daai insig en wysheid gee. So ek meen of dit nou labor laws, arbeidsreg is of dit nou human resources is. Ek onthou ons was saam part van 'n foundation gewees, ons saam training aangebied. So ons baie goed saam gedoen en ek kan die groei ook sien vandag. Ek meen waar jy is vandag in jou werk, is eintlik great om net te sien die groei wat in jou lewe plaasgevind het as ek nou 20 jaar terugkyk en ek sien waar jy vandag is. Geduld Veldsmann, dan sê ek, ja, dis net wat die Here kan doen en om te sien dat jy 'n bydrae kan lewer tot 'n persoon se vooruitgang. Weet ek sê altyd vandag ons breinvolk gaan mos mekaar niks nie. Jy weet as ek sien hier ry jy 'n kwai kar, ek wonder wat nou weer diamonds is of wat is nou weer daar wat dan weer die onder die tafel mee gedeel word. But we don't celebrate each other's success. Om te sê, well done geduld. Jy's 'n senior bestuurder by die munisipaliteit. En dit wat jy vermag het in jou lewe is great stuff. Jou beste is yet to come, bro. Daar's nog jou beste moet nog kom. En is goed en ek dink ons as mens moet begin ook dit meer begin doen. In plaas van om mekaar te wil seermaak, backstabbing en agteraf te wees om mekaar net te lig en die goeie in iemand anders raak te sien en sê you're doing a great job. Continue what you're doing. Maar ongelukkig werk dit nou nie altyd so in die lewe nie. Jy kry maar gereeld afbrekende kritiek waar mense net die slegste van jou sê en die slegste van jou dink. Sodra jy suksesvol stryk, en dis hoe die duiwel werk, sodra jy sukses stryk, dan begin mense met hulle negatiewe opmerkings, negatiewe kritiek en ten om te sê you're going somewhere. Ja. What can I do om jou te ondersteun, om jou journey nog beter te maak? So ja. Ja, die Here mos beloof die duiwel waar hy opbou gaan ek afbreek. Absoluut. En hy bly konstant met sy gesegde wat hy sal doen. En is belangrik waar hy sê ons moet authentic wees, ons moet reël wees en baie mense dra maskers elke dag. En ja, dit moet uitputtend wees om soveel maskers te dra terwyl jy net jouself kan wees. Be the original yourself. En mense wil die regte wil sien. Mense wil sien dat die man wat voor my staan en wat ek sien is wat ek gaan kry. En baie kan nie daai wees nie. En dit ontbreek soms iets in leierskap ook. Mense kan nie daai met mekaar. As ek jou sien, dan weet ek, nee, wat. En mense kan hy aanvoel. Ja, absoluut. Nee, dit is so. Nee, ek sê altyd vir mense, as jy nie eerlik met iemand anders kan wees nie, then let least say nothing. Nou, as ek nie vir jou 'n ding kan sê, by die werk het ek ook altyd die uitdaging om vir die ouens te sê, don't avoid a difficult conversation. Yes. Nee? Dit gaan jou baie help om net die conversation te hê. En ek sê ook, al weet jy die persoon gaan nie noodwendig dit goed ontvang nie, of daar gaan miskien 'n reaksie wees. You do the right thing by having that difficult conversation with the person. Jy gaan dit eintlik baie interessant vind as jy hoor wat proses daai person. Maar nou is jy bang om die conversation te hê want jy's nou bang die persoon gaan jou keel afklim, die persoon gaan nou, jy weet, in 'n konflik ingaan, but you will see having the conversation with the person will immediately start something else within yourself. Jy sê, oh, okay, dis hoe geduld Veldsmann ding. Oh, okay, nou ek het dit heeltemal gemis. Nee, onmiddellik is daai fear en die anxieties daarmee heen. Maar mense, nou doen mense nie dit wat jy nou terug sê nie. Hulle is nie openlik nie, hulle is nie direk nie. En dis een ding wat ons in die samelewing moet regkry. Om mense aan te moedig om, alles is ongemaklik, but having that difficult conversation gaan soveel makliker vir jou wees om negativiteit of hartsoek te vermy. Ja. Nou, het jy die gesprek, nou proses jy. Jy dink nou sommer vir geduld Veldsmann. En dan is dit wat jy wou gesê het of gedink het nie. So ja, maar dit is belangrik om openlik en opreg te wees. En dit maak net van jou 'n beter mens. Ja. En baie mense bou 'n karakter van iemand deur wat iemand anders vir hulle gesê het. Sonder 'n persoon self te leer ken. Ja. En dis wat ek elke dag in die lewe sien. Assumptions. En dan sit jy by mekaar, ek hou nie van Willie nie. Sonder jy saam met die man gesit het. Ja. En wie is die man wat voor jou sit. Want baie het nie geweet vandag wat die episode gaan kyk. Dis Willie se kom vandaan nie. Jy het miskien vir hulle oomblikkies gegee, ek is van Koplande, maar ken jy die storie agter die storie en daai is vir ons so belangrik. Die inner eagle. Want jy het gereis. 'n Eagle kom ons van onder af en ry al hoog en jy het gereis en vandag sit jy op Saru, so jy is deel van Saru.
SA Rugby, jy is 'n advokaat, wat jy ook is, jy het verskillende, jy's direkteur, wat jy ook het, en dit kom van as 'n klein saadjie wat geplant is op 'n plaas. Van jalpars met kaartjies knip, tot hout maak, tot in die warme son loop, tot hy lekker efro wy gehad het. Het 'n lekker efro gehad, mense. Meneer praat nie, asseblief, meneer praat nie. En dan was hy 'n vleuel gewees in sy jonger dae. Maar vandag is dit die genade van die Here. Absoluut. En wat 'n boodskap het jy vir 'n seun wat na hierdie episode kyk, om te sê, maar ek wil soos 'n Willie Small wees, of ek kan 'n beter Willie Small wees. Ja. Nee, dankie vir daai refleksie en ek vroeër gesê het, ek is die Here innig dankbaar vir wat ek kon bereik het en waarvan af ek gekom het. Ek het nou die dag het ek 'n post gedoen te sê ek in my post, ek kom van standaard 10G af. Presies. Standaard 10G. Is jy nou lag jy ook? Ek was daar met die B-klas. Nee, ek wil net sê, jy was die hoofseun gewees in die B-klas. Ek kom standaard 10G af, meneer. Daar is standaard 10G gewees. So as ek nou daaraan dink, ja, en wat ek kon bereik het in die lewe om 5 grade te kry en die werk wat ek vandag het om 'n advokaat te raak, ja. Is vir my net, ek is net dankbaar vir wat die Here vir my gedoen het. Ek kon dit nooit op my eie so kon, as mense wat my geondersteun het, ek vir al die dankbaar sal wees, maar ek wil vandag, jy weet, vir al die jong mense, vir al op die landelike gebiede sê, moet nooit op droom nie. Al lyk dit hoe onmoontlik met die droom en die visie wat jy het om iets te doen met jou lewe, moet nooit op droom nie. Vertrou die liewe Heer om daai droom 'n werklikheid te maak. En niks in die lewe gebeur per toeval nie. Yes. En niks gebeur maklik nie. Niks kom maklik. So, maar as jy bereid is om hard te werk en gefokus te bly, gedissiplineerd te wees en die regte lewenskeuses te maak, dan kan jy maak. Jy moet nooit opgee nie. Moet nooit op nie. Never quit. Dis een van my en my seuns se so favorite saying, never quit. So al gaan dit hoe moeilik. Al moet jy nog gaan pars. Al moet jy nou in die warm son skool toe stap. Al moet daar geen kos in die huis wees nie. Al moet jy een slaapkamer deel met 3 ander broers en susters. Al moet jy in watse moeilike omstandighede vandag sit en groot raak, né? Niks is onmoontlik by God nie. As jy bereid is om hard te werk en bereid is om gefokus te bly en toe te laat dat jou drome werklikheid word, né? Dan is dit moontlik. So ek vandag wat ek hier vandag sit is 'n lewende getuie vir wat God kan doen. En ek sien baie potensiaal op die plase. My rugbyklub Young Blues van Koblande, ek sien baie potensiaal in ons jong mense, baie potensiaal. Maar is hartseer om te sien na 'n sekere tyd wat die side effect is. Yes. Met verkeerde invloede in ons jong mense en ons kinders se lewens. En dan raak hulle ook maar deel van die statistiek. Die ondersteuning is nie altyd daar van ouers nie. En dan twyfel hulle, maak hulle die regte ding om te sien, maar hoekom moet ek hard probeer as die mense rondom my nie die nodige interest toon en ondersteuning toon nie. Maar nie teenstaande dit. As jy bereid is om nog steeds hard te werk en gefokus te bly en jou alles te gee in jou skoolwerk en of jy nou sporttalent of rugbytalent het. Werk hard, ek weet regs, ek het vleuel gespeel, ek het veel gespeel. Jy met baie nie hoër vlak gespeel nie. Geespan. Ja, geespan, ja. Yesterday. Jo, daarvan is space. Ek dink ek het langer as jy rugby gespeel. Jy het vroeg opgehou speel. Ek wil net daai sê. Maar ek meen was 'n quick fix. Ja, maar om op die hoogste vlak van die rugby te dien in die land. Ek ben as 'n plaasje, wie sou dit kon sê dat 'n seun van die plaas in die hoogste besluitnemingsgesag van rugby te dien in die land. Het klink mos onmoontlik. Plaasleidt, hoogste vlak. Yes. I mean, it's not possible. I mean, but that's die realiteit van my lewe. I'm serving in the highest authority in the country. Is nothing to boast of, but is 'n voorreg. True. En dis wat ek verander wil sê. So of jy nou vandag klap rugby of skool rugby speel, as jy talent en die potensiaal bereid om hard te werk, kan jy 'n Springbok, jy kan vir die Cavaliers speel. Yes. Jy kan iets maak van jou lewe. Maar vandag se tyd is so moeilik. Jy sien hoe ons jong mense net ophou om hard te probeer. Jy weet,
is net een incident wat hulle terugsit. Daai never quit, never perseverance, never quit, daai attitude, dat ontbreek. En vandag wil ek vir hulle sê, ek use my life as an example, en ek het vroeër ook gesê dat, ja, ek het ook baie foute gemaak in my lewe, baie foute in my lewe gemaak, maar ek het nooit toegelaat that define me nie. Because every setback was a step up for me. Yes. Was an opportunity for me to grow en om net beter te raak. So ek laat nie, ek sê altyd vir my, ek gaan nie toelaat dat my omstandighede vir my define nie. Ek gaan nie toelaat dat my foute vir my define nie. Yes. Because I know I'm better than that. En vandag, ek leer steeds, en ek het op 'n baie hoë ouderdom het ek ontdek dat ek emosioneel, I'm not well because of all the mistakes that I made. And I had to say to myself, I need to fix. En die fixing ding is nie maklik nie. Om aan jouself te werk is een van die moeilikste goed. Maar die willingness om to change, die willingness om te sê ek wil 'n beter en 'n ander mens wees. Yes. Is moeilik, is baie taaf. Maar ek sê ek vandag leer ek nog steeds van myself. I'm still making mistakes. My kinders vir my gou sê, "Daddy, hy is nie kwaai wat jy die dag gedoen het nie." Besef ek, okay, right, I need to. My vrou sal ook vir my gou sê, "Hy is nie kwaai wat jy nou daar gedoen het nie." And that's how we learn, by allowing others to speak into your life. As jy nie 'n teachable spirit het nie, you will not make it. Jy gaan dit nie maak nie. As jy dink jy's reg, as jy wil vasklou aan jou ego, ek is nou 'n advokaat en ek sit op SARS se hoogste bord. That is niks. That does not define me. Daai titels doesn't define me. I'm a human being. En om 'n verskil te maak aan ander, to serve purpose, om te sê geduld, hoe kan ek vandag vir jou help? That define me. And not my titles. En as ek die dag nie meer is nie, daar's daar nie meer titels nie, broer. Die vraag is, what is your legacy? Yes. What's your legacy leaving behind? And that's the driving force in my life. Just to make a difference, to make an impact in other people's life. Because that is the fundamentals in life. Nie op hoeveel brade en brood ek gaan sit het, en hoeveel sake ek in die Hooggeregshof gedoen het. That does not define me. That's important, but that does not define me. Servant leadership. Absoluut. En om te commit when I make a mistake. Ja. And to say I'm sorry. Can I do this better? Ja, absoluut. En daai is die belangrikste wat baie nie wil doen nie. Baie wil nie van hy troontjie afklim om te sê ek is jammer. Ek het 'n fout gemaak. En om te sê I need help. Ja. Ek het geleer daar by jou, jy reik uit as jy hulp nodig het, you need to talk. Absoluut. Jy moet kan praat om te sê ek het hulp nodig. En dan 'n laaste ding van my kant af in jy het in 2009, 2010, ek wil net vir die mense sê, hy het eers te begin met hy gedeelte, the best is yet to come. Ja, my massacre. Dit was by my geïnfraseer daai tyd. The best is yet to come. En ek wil vandag vir jou sê, wel, jou best is nog steeds yet to come. Yes. Dit is nog op jou beste. Dit is nog nie wat God jou wil hê nie. God het nog groter planne vir jou instoor. Ja. Ons dink dit is dit, maar die Here sê hy is nog nie klaar met jou nie. Ja. En dis die boodskap wat ek vandag vir jou wil gee. En dan wil ek afsluit om te sê tussen ons twee, né? Een van ons doen 'n normal call gewoonlik vir incheck en een doen 'n WhatsApp call. Julle sal moet uitfigure wie doen gewoonlik die WhatsApp call en wie gebruik sy airtime om in te check. Maar een van ons doen dit. Julle moet laat weet. Los ons maar die comment section as julle dit kan regraai en dan kan jy dalk 'n koppie wen. Tussen ons twee. Doen al een die check-in altyd per WhatsApp call en die een gebruik sy airtime. Wil ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd. En dankie dat jy saam met ons kon gedeel het. En ek dink baie mense buite gaan 'n beter prentjie het wie Willie Small regtig is. Ja, nee, geduld, baie dankie vir die geleentheid om hier te wees. En ja, sê altyd is moeilik om te praat oor jouself en jou opbringing, jou kom vandaan. Maar dit is nodig om oor te praat, sodat iemand anders die boodskap moet kry. Om te sê dat daar is hoop. Daar is hoop. Ongeag hoe donker die situasie en omstandighede vandag ook al mag wees. In jou lewe en in my lewe. Yes. Dis die boodskap wat ons wil uitdra. En ons dien 'n God van hoop en 'n God van liefde. Yes. En dit is die key goed wat ons die verskil in ons lewens maak. God se liefde en God se hoop. En dis die boodskap wat ons wil uitdra aan ander. So baie dankie vir die geleentheid en baie sterkte met jou aanbieding, jou show en jou podcast. So sterkte, Rising Eagle. Yes. Your best is yet to come. We believe that together, my brother. Daai het ons om my beste kom nog.
En moenie vergeet jou kom vandaan. En so het ons lekker gesels met Willie Smol. Ek kan nou sê advokaat Willem Smol. Ek toe gaan sien nie hoor. Hy sê toe gaan sien. Het ons lekker gekuier en ons sê baie dankie vir elkeen wat geluister het na hierdie podcast. Maak seker, jy sê dit, jy like dit en jy subscribe. Want ons gaan nog vele gesels hê, ons gaan nog baie diep gesprekke hê. Want vir elke een is daar 'n plek onder die son. Die Here is lief vir jou, net soos hy is, met jou foute, met jou krake en onthou, hy is die pottebakker en jy's maar net die klei. Die Here seën.